Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Om hemel en aarde te verenig. En wat is vandag se onderwerp? Sekerheid net in Christus, met ons hoofteks weer uit Filippense 3 vers 10 en 11. En wat sê dit vir ons? Dit lees: sodat ek hom kan ken, hom, natuurlik nou Christus, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. So, wat sê Paulus hierso? Hoe kan hy die opstanding uit die dode bereik? Deur Christus te ken, die Christus te krag van die opstanding te ken, en Christus gemeenskap aan sy lyde te hê. Daai is gepaard met aan sy dood gelykvormig word. As ons nie tot self dood gaan nie, dan gaan ons nie saam met Christus in die figuurlike manier saam doodgaan en weer kan opstaan nie. So, om terug te kom na ons onderwerp vandag, sekerheid net in Christus. Die vraag is, kan ons sekerheid hê sonder Christus? Beslis nie, want uit ons eie verdien ons net die dood. Ek het het anders gestel. Kan ons miskien 'n skynsel van sekerheid hê sonder Christus? Daar moet seker so iets kan wees. Die rede hoekom ek dit vra is, want ek het een keer, so klompie jare gelede was ek in 'n Bybelstudie met mense, en die een persoon in die Bybelstudie het met alle sekerheid gesê dat hulle in die afgelope week of 2 het hulle nie een keer gesondig nie. En ek was al soos geskok gewees toe hulle dit eers noem, en toe praat hulle nou verder, en die manier hulle toe praat is soos in hulle is baie seker van hulle self. En die fokuspunt was baie op hulle self. En ek het so 'n bietjie toe geskrik toe hulle dit noem. So die rede kom ek hierdie voorbeeld gee, is dat ons mag miskien sekerheid hê in wat ek kan doen, en my, alles wat aangaan in my lewe, en miskien die keuses wat ek maak, al die goeie dinge wat ek doen, ek kan miskien sekerheid daarin hê, maar is 'n skynsel van sekerheid. Verstaan? En ons gaan vandag 'n bietjie verder gaan kyk, wat is die fondasie van alles? Kom ons blaai gou vinnig na Filippense 3 vers 3 toe. Dit lees: want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Dus vir my, kan ek verder lees? Ja. Vir my mooi hoe Paulus sê, alhoewel ek het rede om ook vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer. Aan die ander woorde, hy is konservatief gewees. Wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Sjoe. So hierso is die hele punt. Kom ons stop net gou daar. Wat ek nou net genoem het. As ons fokus op onsself, en die sekerheid gebaseer is op wat ek kan doen, dan is die fokus op al my goeie werke. Verstaan, ons het laasweek het ons gekyk, dat ons moet goeie werke hê, en ons moet die goeie werke toon aan die wêreld. Maar waar is die fokuspunt? Maar ek moet sê, as ek so kyk, persoonlik sal ek sal eers die sekerheid hê as ek in myself kyk nie. Dit is my eintlik nog erger. Maar ek dink, wat vir my hier so uitstaan, is dat waarop Paulus eintlik roem, is dit so sy hele agtergrond. Dit is sy opvoeding, sy kennis, sy teologie, dit is sy opregtheid, sy goeie werke, en dan die onderhouding van die wet, maar ook selfs sy bloedlyn. Dit is waarop hy staat maak dat hy in God se oë aanneemlik kan wees. Sien ons dit vandag? Ja, ek het al mense ontmoet wat werklik sê dat hulle bloedlyn is wat hulle Deel van red. die verlossing. Ja, wat hulle verlossing. So, en dit mag gevaarlik wees as ek dit die fondasie maak, of deel van die fondasie maak van my redding en my verlossing. Want dan is dit nie meer, die fokus gaan weg van Christus af, wat vir my iets kom gee het, wat ek nie verdien nie. Ja. Verstaan, so niemand van ons verdien, nie omdat my oupa grootjie hierdie en hierdie was, of miskien het my pa goeie werke gehad, en ek het goeie werk, en as gevolg daarvan, ons het gesien in die vorige episodes, dat niks wat ek doen, kan enigsins
dit wat ek al reeds gedoen het wat verkeerd is, uit die weg ruim, jy weet, wegvat nie. So, my goeie werke kan nie my sonde wat ek reeds gedoen het, wegvat nie. Al het ek net een keer gesondig in my lewe, is dit genoeg dat ek die dood verdien. Ja, So, want dit is net Christus wat vir ons daai gawe kan gee. Is dit nie nou in Romeine wat 6 vers 23 wat sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En so baie duidelik is dit is nie die gawe van my voorvaders en my bloedlyn dat ek kan die verlossing ontvang nie, maar dit is 'n gawe van Christus omdat ek dit nie verdien nie. Ja. En dit is baie belangrik. Maar dan kry ons ook die teenoorgestelde, mense wat voel dat hulle geen sekerheid van verlossing het nie. En ek dink nie dit is wat die Here vir ons bedoel nie, dat ons die hele tyd in hierdie twyfel en amper angs of vrees van dat jy nie gered is, daarin dit moet leef nie. Maar waarom dink jy is daar mense wat so dit ervaar? Ek dink dit gaan, vir my persoonlik, as ek nou dink, net logies daaraan dink ek gaan alles oor persoonlikheid. Ons almal het verskillende persoonlikhede en karaktereienskappe. En die vyand gaan kom en onthou, hy is al vir duisende jare besig om die mense te bestudeer en kyk, hoe kan hy ons die maklikste mislei en verlei en ons kry om saam met hom die ewigheid in te gaan. Of, Jy word ek ja, ons geloof te knak. So, die hele punt is dat, hoe gaan hy dit doen? So, hoe ek het sien, is dat baie mense het verskillende persoonlikhede. Ek het net nou genoem iemand wat gesê, ja nee, ek het nie hierdie week, of die laaste 2 weke het ek een keer gesondig het. Daai persoon se persoonlikheid is baie, iemand wat baie seker is van homself oor die algemeen. Soos hy is 'n baie meer uitgesproke en praat en is baie nie oor die algemeen iemand wat baie meer kan 'n ego het, as jy wat ek sê. So natuurlik gaan die vyand daai gedeelte op fokus. Hy sê ja nee, jy's okay. Jy's gered, jy verstaan nie wat ek sê, maar miskien aan die binnekant is dit nie reg nie. Miskien is daar 'n klomp dinge wat nie reg is nie, maar die vyand fokus daar die hele tyd. Verstaan, dit is die manier hoe jy daai persoon kry. Waar aan die ander kant kry iemand wat persoonlikheid weer anderste is, wat maklik weer voel nie, maar ek dink hier is goed genoeg, of daai is nie goed genoeg nie. En dan fokus hy weer daarop, en so kry hy ons. So die hele oplossing vir dit alles is, ons moet ophou om te fokus op onsself. Want as ek gaan fokus op myself en sien, ja nee, kyk hoe wonderlik is ek, ek sukkel weer met hierdie, en ek sukkel weer met hierdie, en hierdie sal weer, verstaan jy? Die fokus op myself. So, die oplossing is, en dit is die hele punt van vandag se studie, is, onsekerheid moet nie op onsself wees nie, want dan gaan ek of 'n skynsel van sekerheid hê, of ek gaan nooit sekerheid hê nie, want my fokus is op myself. Dit is baie mooi gestel. Kom ons lees weer in Filippense 3 vers 1 tot 3. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Dis my so mooi. So wat gee vir ons sekerheid? Om ons te herinner aan die dinge wat die Here alweer vir ons tevore vir ons herinner het, dat ons net weer herinner word. Dit gee vir ons sekerheid. Ek dink die Engels sê iets soos vreugde, dit gee vir ons vreugde, as ek reg onthou. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Jesus Christus roem en nie op die vlees vertrou nie. So ek wil gou vinnig weer deurgaan, soos wat ek laas keer gedoen het. Ons wat nie op die vlees vertrou nie. Ons wat roem in Jesus. Ons wat God in die gees dien. Ons is die geestelike besnydenis. Jy hoor wat ek sê. En dan nog verder, die sekerheid wat ons het, die dinge wat ons moet onthou, en omdat ons verbly in die Here. So, die hele punt is wanneer ek my vreugde vind in Christus, dan gaan ek sekerheid hê in my verlossing. Want waar soek ons vreugde? Waar soek ons, want ons almal wil vreugde ervaar. Ons almal wil vrede hê. Waar soek ons dit? Jy weet, sekere mense soek hulle vrede en hulle vreugde om ander mense af te kraak, sonder dat hulle agterkom.
bedoel as jy vat baie keer lande, daar's oorlog wat plaasvind in die wêreld en goed. En baie keer, jy weet, ek weet nie wat in ander mense se kop aangaan nie, maar baie keer is dit sin, daar gaan vrede wees as ons net hierdie en hierdie doen. Dinge gaan alright wees as ons net hierdie en hierdie doen. Verstaan jy, maar dit stop nooit nie. Daar's altyd verskillende lande teen mekaar en dit stop net nooit nie. Oor duisende jare het dit nie gestop nie. Dit gaan nog steeds nie stop nie, want as gevolg van sonde. Dan ons soek ons vreugde en ons vrede en al hierdie wonderlike dinge op die verkeerde plekke. En as gevolg daarvan gaan dit altyd net 'n soektog wees na niks. Want ons gaan dit nooit vind nie. Ek dink ons ook baie keer mense wat vreugde en vrede soek deur goeie dinge vir ander mense te doen. Die fokus is nie op hulle self nie, op ander, maar weer eens nie op Christus nie. As dit nie op die Skepper is wat ons gemaak het, en as ons nie in sy wil leef nie, gaan ons nie ware vreugde, of ons gaan nie ware verdurende vreugde en vrede ervaar nie. Ons kan dalk 'n tydperk van vreugde en vrede ervaar, maar dit gaan nie deur die moeilike tye hou nie. En dit soos ons, ek dink ons het dit al tevore bespreek, dit beteken nie dat ons die hele tyd 'n glimlag op ons gesig noodwendig hoef te hê nie. Daar is tye vir 'n treuring, daar is tye wat moeilik is. Om ernstig te wees. Ja, om ernstig soos jy sê, maar dit beteken nie dat ons nie vrede en vreugde kan geniet deur dit nie. Ja. Absoluut. So ons het net te vinnig dit genoem oor Paulus en waar hy gepraat het van sy lewe. Kom ons lees vanaf weer vers 4 en 6 van Filippense. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Vers 5, ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar So die uiterlike voorkoms van sy lewe het gelyk asof hy op die regte pad is. En wat het toe gebeur op die pad van Damaskus? hy het Christus gesien. So hierso is die prentjie wat ek kry is dat ons kan die perfekte lewe leef en dit kan lyk asof jy weet alles wat hulle doen is net volgens die Bybel en dit is goed en dit is wonderlik en is mooi. Maar dit is die uiterlike. Verstaan? En ons moet kom op 'n Damaskus pad ervaring waar ons voor Christus staan en hy vir ons sê wat is dit wat jy besig is om te doen? En waar ons terugvra, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Want baie keer is dit amper asof ons probeer God oortuig van my manier is die beste. Of myself te oortuig dat dit kom eintlik van God af. Maar die hele punt is dat solank as ek nie in daardie riglyne volg wat Christus my gaan gee nie, as ek die woord, ja, ek leef alles mooi uit in die uiterlike, maar aan die binnekant my motiewe is waarom is ek besig om dit te doen? Of selfs ek is besig om die Christelike kerk te volg, maar hulle is miskien besig om af te dwaal. Jy hoor wat ek sê? Is ek besig om die Bybel self te ondersoek vir myself? Het ek 'n verhouding self met die Here, of het ek 'n verhouding met informasie, of het ek 'n verhouding met ander Christene, 'n verhouding met 'n gemeenskap. Ja, met 'n gemeenskap, en ek gaan kerk doen, ek doen al die wonderlike dinge, en ek het hierdie emosies wat uitkom wanneer ek 'n wonderlike preek hoor, maar dan gaan die lewe weer aan. Dit is nie om 'n volgeling van Christus te wees nie. Verstaan? En ons moet baie pas op, en ek praat met myself, en ek het baie keer self, het ek al gesit en ek het 'n preek gehoor in die kerk, en ek sê, sjoe, weet ek is nou geraak hierdeur. En dan 2 weke later, dan is dit so maar dan besef ek net, maar ek het hierdie gevoel gehad met die preek, soos hoekom gaan dit nie oor in werke nie? Hoekom doen ek dit? Hoekom leef ek dit nie uit nie? Verstaan? So, daar is waar my verhouding met Christus inkom. Daar is wanneer my fokus op Christus moet wees, en nie op my werke nie. Wat vir my so mooi is, eintlik van die pad van Damaskus, is dat die Here Paulus toegelaat het dat hy blind word vir 'n tyd. Fisies blind. Wat vir ons dan kans gee, wel ek dink dit het vir Paulus kans gegee om innerlike sig
te ontwikkel. En ons sien, dan, ek dink hy het baie, want hy het die skrif geken aan Jesaja. Jesaja 1 vers 5 en 6. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe, is daar geen heelplek aan nie, maar wonde en kwesplekke en varshoue. Hulle is nie uitgedruk of verbind met olieversag nie. Dis nou die Here wat hierso praat en na Israel kyk. En ek dink Paulus het homself daarin toe gesien, dat dit wat sy werklike toestand is. En dan Jesaja, in dieselfde boek, 64, vers 6, en het lees, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. So wat is ons goeie werke voor God? Vuil lappe. Verstaan, dit is, en baie keer soos ek sê, ons kan baie keer roem in ons goeie werke, en dink maar ek doen wat reg is, ek volg miskien die wet, en ek doen al hierdie dinge mooi, maar omdat God die hart kan sien, hy kan reg deur alles sien. Sien hy dit, en hy word hard, ek seker van God word hartseer, wanneer hy sien dat ons sit hier so, en ons dink, ons is net te mooi en reg en wonderlik, en Maar ons kan eintlik dit is ons doen, besig om te bloei. ja, en ons kan dit doen sonder hom. Verstaan jy, soos ons gisterand gelees met die kinders, en die les wat ons daaruit geleer het, en wat ek ook met Cordelia mee gesels het, is, wanneer jy sukkel met iets, dan moet ons vir Jesus vra. Hy wil hê ons moet Hy wil hê ons moet hom vra. Dieselfde as jy sien jou kind sukkel daar, en jy wil hulle help, of selfs net vir hulle wys, hulle sê, nee, ek sal dit self uitfigure, en na ruk, en figure dit nie self uit, nie. Die hele punt is, hoeveel keer doen ons dit self met die Here nie? Soos in, ja, ek sal regkom. Ek sal my eie reg kom. Ek sal my eie reg kry. En baie keer dink ons kry dit reg, ons kry glad nie reg nie. En die Here is daar om ons te help. Kom ons praat vandag na Romeine 7 toe. Romeine 7 vers 7 tot 12. En dit sê vir ons die volgende. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en in my allerhande begeerlikheid gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. Sonder die wet het ek vroeër gelewe. Maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed. So, wat sê Paulus hierso vir ons? Dat sonder die wet sal ons nie geweet het, dat in watter toestand ons is nie. Maar sondig ons as gevolg van die wet, is die wet die probleem? Nee, dis moet ek sê, dit is die wet wys ons net wat ons werklike toestand is. Dit sê nie vir ons hoe om dit op te los nie. Dit sê net vir ons wat die probleem is, of waar die fout lê. So, kan ons skuldloos wees volgens menslike standaarde? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink ons kan. En die rede kom ek dit vra, want dit is volgens menslike standaarde. Dis nie volgens God se standaarde nie. En die rede kom ek dit noem is, vandag, in sekere kerke in Suid-Afrika, word van die leierskap afgesê vir die kerke, dat daar is nie so iets as sonde nie. Dis gevaarlik. Dit is skrikwekkend. Ek bedoel, ek was so geskok toe ek het hoor. Waarvan moet jy dan gered word? As daar nie sonde is, hulle glo daar's nie 'n duiwel nie, en dan glo hulle ook daar's nie sonde nie. Wat vir my sê is, as hulle glo daar's nie sonde nie, glo nie in die wet nie. Verstaan? So hulle glo nie in die wet nie, hulle glo daar's nie sonde nie. So dit beteken, jy gaan nie glo in 'n verlossingsplan nie. Ja, want jy dit En dan het jy 'n verlosser nodig nie. Op die ou ende glo jy in niks nie. So die hele punt is dat ons kan miskien volgens die wêreldstandaard en volgens 'n ateïstiese standaard sê, ja maar
relatief gesproke, dit wat ek doen is miskien nie verkeerd Ek sê Of so my- sleg soos iemand Ja, anders nie. dis Daai kan ek verstaan. kultuur, dis miskien hoe ek Hoor. groot geword het. Daar word altyd 'n plek gelaat vir spasie en om jouself te probeer te regverdig. Maar wanneer dit kom volgens God se standaard, volgens God se wette, dan is dit baie spesifiek. En as ons Daar kyk is hoe nie Jesus dit ja, daar's nie spasie vir sonde nie. Nou, Jesus gaan ook direk na die motief toe en waarheen die hart neig. Ja. Dit gaan nie net of jy eintlik die daad doen nie, maar of jy dit oordink. Is dit deel van wat jy graag sou wou doen as jy die geleentheid gehad het? En Jesus kom amper en wat ons baie keer al gepraat het, ek en jy, is dat wanneer ek siek is, dan moet ek nie net probeer om die simptome te hanteer nie. En te kyk, okay, ek moet die simptome oplos. So my neus loop, kom ek kry iets om dit net op te droog. Kom ons kyk, wat is die oorsaak daarvan? En as jy daai oplossing kan kry, dan gaan dit baie beter wees, want dit gaan beteken in die toekoms, gaan jy miskien nie so vinnig siek word nie, of wat ook al die geval mag wees. En dieselfde wil Jesus vir ons doen, is hy wil nie net ons simptome hanteer nie, hy wil nie net soos in, okay, ek het gesondag, Here vergewe my asseblief. Nou nie En dan pleister môre nie. gaan ek maar net deur dieselfde proses, verstaan? Dit is nie die doel wat God vir ons wil hê nie. God wil nie hê dat ons met in hierdie sirkel, amper sê bose kringloop van oor en oor en oor en oor. Hou maar net aan Sondag, vergewe my. Hou aan Sondag, vergewe my. Hy Dit wil gaan nêrens heen nie. Ja, hy wil ons genesing bring. Ja, so die hele punt is dat daar is die regverdigmaking, daar is die heiligmaking. En daar's 'n proses wat God graag met ons wil stap om ons te kry op 'n punt sodat ons al hoe meer en meer soos hy kan word. En die oorspronklike karaktereienskappe wat hy in ons geskep het, dat dit weer tevore kan kom en herskep kan word in ons. So ek het 'n vraag wat ek graag wil vra. Watter goeie dinge kan jy aandink wat maak dat ek miskien dink dat ek is okay? Wat se goeie dinge? Ja, wat se goeie dinge is dit in die Christelike lewe? Ja. Wat se goeie dinge is daar baie keer dat dit miskien op gefokus kan word wat kan maak dat ek is alright. As jy stilte tyd het, as jy kerk toe gaan, as jy weet, daai klas van goeders, as dit deel van jou lewe as roetine geword het, dan kan mens baie keer dink dat ek is op die regte pad en ek is okay. Net bloot omdat dit deel van jou roetine en jou leefstyl is. Ek dink dis dalk iets wat kan gebeur, as dit nie 'n werklike koneksie met die Here is nie, maar net 'n gewoonte. Is roetine verkeerd? Nee, glad nie. Roetine is baie goed vir mens, maar mens moet dit nog steeds seker, of dat ek so sê, ons moet waak daarteen dat dit net 'n gewoonte is, maar dat daar werklike koneksie is. Dis nie dat dit verkeerd is om roetine te hê nie. Ek wil amper dink, dit is dieselfde, sê maar byvoorbeeld, ek volg 'n oefenprogram. En ek kom in die roetine van, ek gaan elke dag, ek doen my oefening, en so voort. En dan word dit half amper 'n roetine, waar ek het nie meer 'n doel om te bereik nie. Verstaan? So ek gaan maar net, ek doen maar net, want ek moet dit maar net doen, en dis maar deel van hierdie ding. En ek gaan nie enige resultate regtig sien nie, want ek het nie 'n doel nie. En ek dink dit is baie keer die probleem met ons as Christene, is dat ons het vergeet wat is ons doel op aarde. So, Christus het vir ons 'n doel gegee. Hy het vir ons 'n missie gegee. Hy het gesê, gaan dan neer, maak disippels van alle nasies. So ons het 'n baie spesifieke roeping wat God vir ons gegee het. Nou is die vraag, kan ek daai doen uit my eie uit? Ek kan probeer, maar ek gaan sukkel. Verstaan, dit gaan Daar's 'n rede waarom die Heilige Gees beloof was om saam met ons te wees tot die volëinding van die wêreld, want ons het dit nodig. Ons het hom nodig. So die rede hoekom ek dit spesifiek noem is dit jy 'n baie beter koneksie met iemand wat jy saam mee werk elke liewe dag as wat jy het met iemand wat jy nou net sien en gesels oor alledaagse goedjies en as dit nou maar weer so. Jy hoor wat ek sê, as jy fisies werk met iemand, deur moeilike tye gaan, deur goeie tye gaan, en jy gaan deur daai proses, dan jy baie beter verhouding. En die hele punt wat ek probeer maak is wanneer ek stilte tyd het, en ek het hierdie roetine waar ek
praat met die Here en ek kommunikeer met hom en ek bid en al hierdie goeie dinge, maar deel daarvan is want ek het hierdie roeping. Ek het hierdie doel wat ek graag wil bereik. Hierdie missie wat Christus vir my gegee het en ek werk saam met hom op daardie met hom, verstaan? Dan my verhouding gaan soveel dieper wees, want ek gaan die hele tyd vra vir, ek gaan die hele tyd vra vir wysheid, ek gaan die hele tyd vra vir, Here, help my hiermee, want ek weet nie hoe moet hierdie persoon te praat nie. Ek weet nie, wys vir my hoe moet ek, verstaan, wys my hier, wys my, wat ook al dit mag wees, ek gaan die hele dag in in konneksie wees met Christus. Dieselfde byvoorbeeld as jy 'n mamma is en jy het kinders. En jy gaan die hele tyd, Here asseblief, help my. Ek weet nie nou met hierdie te hanteer nie. Here help my, verstaan jy? Dit is daai connect. Dit gaan net oor help nie. Verstaan, Here is nie net daarvoor om help my nie. Maar die hele punt is dat ek gaan die hele tyd in konneksie wil wees en moet wees om hierdie roeping te kan doen. So dit gaan nie net hierdie gewoonte word van, ja, ek doen dit 'n man net en dan die res van die dag vergeet ek wat ek gelees het en wat ek oor bedink het en gebid het en gesê het en so voort. Nee, ek gaan die hele dag, elke oomblik gaan 'n konneksie wees met God. Ek wil net so 'n bietjie terugflits na Paulus se vorige lewe en die feit dat op die Damaskaspad het hy 'n groot openbaring gehad van Christus. Is dit noodsaaklik dat ons 'n intensiewe aha oomblik het vir ons om werklik bekeer te word? Soos ek sê, ek dink dit hang af van persoon tot persoon. Soos elke persoon het ander persoonlikhede, ander karaktereienskappe en ander ervarings. So, jy het sekere mense wat, byvoorbeeld baie keer dan sien ons iemand wat, die persoon was in 'n gang gewees, en hy was 'n drugdealer, of hy was, jy weet, 'n rower gewees, en hy het tot bekering gekom, en dan het hy hierdie ongelooflike storie van, hoe hy die Here ontdek het. Omdat hy so ver aan die ander kant was. En dan baie keer dan sien ons hierdie storie, of hierdie verhaal wat vertel word, die persoon met sy lewensverhaal vertel, dit is ongelooflik wat die Here kan doen, en bewerkstellig na die persoon se lewe. En dan dink baie Christene, dat hulle het nie 'n storie om te vertel, want daai persoon het 'n storie, want hy was daar gewees, en hy het hier uitgekom, so, daai persoon het 'n storie om te vertel. Vir my wat belangrik is, as ek dit net prakties maak in my eie lewe. So, ek het hulle klomp oomblikke gehad in my lewe, waar ek al amper die dood voor my oë sien flits het. En ek kan toelaat dat groot oomblikke soos dit, my aandag wegvat van al die klein dinge wat die Here vir my doen. So, daar's oomblikke van, hoeveel miljoene oomblikke, ontelbare, waar die Here hoeveel dingetjies vir my gedoen het. En die kleinste besonderhede. Woorde kan nie eens beskryf nie, dat staan ook vir my soos, wat vir my so wegslaan is, waarom sal die skepper van die heelal bekommerd wees, of sy tyd vat, om te worry oor hierdie klein dingetjie in my lewe? Hoekom? Dan slaan dit my weg. So met die hele punt is, ek kan toelaat dat hierdie groot goed my aandag wegvat, en ek sien nie eers al hierdie klein goedjies wat die Here vir my doen nie. En dieselfde wil ek daarmee doen, is dat baie keer as jy nou groot geword in die Christelike kerk, en jy voel dat, maar jy het nie regtig storie vertel nie. Ek sal sê, gaan reflekteer, gaan terug, en gaan kyk, hoe het die Here werklik met jou gestap, die pad wat hy met jou geloop het, want dit is ongelooflik, dit is, as jy werklik gaan sit, en jy vra vir die Here, en jy bid, Here, help my, wys my, hoe het U my gelei, deur my hele lewe, wys my storie, gaan die Here vir jou wys, en dit is ongelooflik, dit is regtig, gaan jou wegslaan, want al hierdie klein dingetjies wat by mekaar kom, is so groot. Dit laat my ook dink aan Daniel, hy het nooit weggedwaal van die Here. Sy storie was een van getrouheid en lyding. Hy was weggevoer as 'n slaaf, as 'n jong seun. Jy weet, baie keer dink ons dat 'n storie 'n spesifieke riglyn moet volg, maar die Here stap elke 'n individuele pad met ons. Absoluut. En dit is, iets wat werklik saak maak. As mens kyk na die liniaal van tyd, die ewigheid wat voor ons lê, wat is eintlik wat belangrik is?
is hierdie klein goeders waarop ons fokus werklik van belang? Ek dink dit aan myself soos, daar is dinge wat in die huishouding gedoen moet word. Die kinders moet sekere aktiwiteite doen, hulle moet sekere opvoeding kry, hulle moet skoon klere aan hê en kos eet. Jy weet, al daai huishoudelike dinge wat Wat elke vir my, dag... ek moet ook kos eet. Ja, maar jy word ingesluit. Ek weet daar wie kan jouself help as jy moet. Maar die punt is dat daar is dinge wat ons gedoen moet kry deur die dag. Maar in die ewigheid skaal, wat is die belangrikste? Is om in koneksie met die Here te bly. En ek hou van die voorbeeld, ek weet nie waar ons dit al tevore gehoor het nie, maar as jy 'n emmer het met sand en groot klippe en klein klippies, en jy probeer dit alles mooi inpas, is daar 'n Dit sekere, begin met water. is daar water ook So nog daar, by, ja. jy kyk die emmer, en dan, so jy het al die verskillende bakkies, wat vol, een is vol water, die ander is vol sand, die ander is vol klein klippies, die ander is vol groot klippe. En jy moet al hierdie in een groot emmer kry, of in een emmer kry, en dan begin jy met byvoorbeeld die water, en dan die sand, en dan die klein klippies, en dan die groot klippe, dan gaan dit nie inpas nie. Maar as jy begin met die groot klippe, dan die kleiner klippe. En die groot klippe verteenwoordig die grootste, belangrikste dinge in die prioriteite. lewe, Verstaan? So, en dan begin met en dan gooi die sand in, en dan gooi die water, en pas alles in. So die volgorde, wat God vir ons gee, oor, hey, doen hierdie, en dan sal dit oké wees. Soek Matteus eers die 6. koninkryk van God en sy geregtigheid. Verstaan? En dit wat amper dink, dat ek dink jy het een keer vir my genoem, van Martin Luther, wat genoem het, as hy 'n baie besige dag gaan hê. Wat het hy gesê? Hy moet ekstra tyd in Hy gebed moet 'n uur spandeer. vroeër opstaan, Ja. om meer tyd in die woord te spandeer en te bid, né? So baie keer dan is dit soos, môre gaan 'n vol dag wees. Ek dink ek gaan baie tyd hê vir stilte tyd nie. So dit is nog maar wat dit is. Nee, eintlik moet ons meer tyd spandeer. Ons sien dieselfde in Jesus se lewe, is dat hy het vroeg opgestaan. Baie keer het hy deur die nagte gebid. Hoekom vir hom was dit so belangrik geweest, maar vir ons is dit nie belangrik genoeg dat ons in koneksie moet wees met God nie. Mag ek net bysê, dit beteken nie dat ons slaap moet afskeep nie. Nee, maar In die, terme van gesondheid. absoluut. Maar die dit punt beteken is, dat wanneer jy voel daar's 'n behoefte, moet jy nie dink dat slaap meer belangrik is as koneksie met God nie. ja, en hoeveel keer gee ons nie slaap op vir ander goed nie? Ja. Jy hoor wat ek sê, hoeveel keer, Wat eintlik onbelangrik dit is. mag miskien belangrik wees, maar, In die ewigheidskaal? ja, maar jy hoor wat ek sê, Ja. dit mag belangrike dinge wees in jou daaglikse lewe, wat jy moet gedoen kry, so dan staan jy baie vroeër op vir dit, maar hoekom kan jy nie vroeër opstaan vir jou koneksie met jou verhouding met die Here nie? En ons moet daai vraag van onsself afvra. Hoe weet ons dat ons nie dalk onsself net moet re-evalueer nie? Dat ons moet reflekteer op waar ons werklik staan met Christus. Is daar dinge waarvoor ons kan kyk? Ek wil terugkom wat ons vroeër genoem het, oor hoe die vyand ons vang, en ons verskillende persoonlikhede. Ek dink dat ons moet pas op dat die vyand ons nie probeer kry dat ons twyfel in die krag van God nie. Twyfel in dat ons verlos is nie. Twyfel in ons verlossing. Dit beteken nie dat ek moet nie gaan en doen wat jy nou net gesê het, dat ek moet gaan sit en vir die Here vra, Here, wys vir my, maak dit vir my duidelik, waar is dit waar ek moet groei? Waar is dit waar ek miskyk? Byvoorbeeld, baie keer, daar's dinge wat ons doen, wat ons nie eers agterkom nie. Ja. Maar dit is al so deel van ons natuur en deel van wie ons is, dat ons kom met die agter, en ek sien dit in ons kinders, en ek so wonder, waar kom Cordelia uit met hierdie woorde, of waar kom sy uit met hierdie manier van dinge doen, of daai, sy sien dit ergens. En dan kom ons agter, hoor jy, dis ek wat dit doen. Verstaan jy? So, baie keer is ons eers bewus van dinge wat ons doen, of maniere ons dinge doen. Hoe praat ons met mense? Ons moet gaan en vir die Here sê, Here, wys vir my. Ronnie, maak my oë oop. Want ek is blind. Verstaan? Sonde maak my oë blind. So, ek moet nie dink dat ek in die eerste plek kan sien nie. Ja. Verstaan? Ek dink dit is waar daai selfvertroue 'n bietjie verbreek moet word en dat ons moet besef dat ons het die Here nodig om te kan sien wat werklik is.
Kom ons noem dit godsvertroue. God vertroue. Godsvertroue, Ja, dis mooi. in plaas van selfvertroue. Filippense 1:6 sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus Christus. Dit is waar ons versekering lê, in die belofte van God. So ja, laat dit nie in onsself wees nie. Kom ons blaai gou vandag. Ons gaan net verder na Filippense 3 vers 9. Kan jy dit vir ons lees asseblief? En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Deur geloof. Aan die ander woorde, dit is iets wat ons, wat sê Hebreërs 11 vers 1? Dis nie iets wat ons sien nie, maar dit is 'n bewysstuk. Geloof is 'n bewysstuk van dit wat ons nie sien nie. Ons vertrou daarop, nie omdat ons dit kan sien nie, maar omdat dit kom van die een wat vertrou kan word. So die vraag is, om nou terug te kom, hy sê hierso, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, soos wat jy nou nog genoem het. So, kan ek miskien fokus op my geregtigheid? Ek wil amper terugkom, ek het dit in die vorige episode genoem van die ryk jong man wat Jesus toe gekom het en gesê het, Here, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om vir die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, onderhou die wet. En hy sê, maar ek doen dit. Van kleins af doen ek dit. En ek glo dit is, ek dink jy het gejok nie. Maar die fokuspunt is nie my geregtigheid en my goeie werke wat ek uit myself kan verrig nie. Want my hart kan miskien donker wees, my motiewe kan verkeerd wees. Net Christus kan daai verander. Die uiterlike, ja, die voorkoms kan miskien, Deur dissipline kan ons baie dinge goed en reg doen. maar wat gaan aan met die hart? Byvoorbeeld, een keer gehoor iemand wat atleet is, en die persoon het hulle onderhoud met hulle gehad en gepraat en alles, en die persoon sê toe dat hulle haat eintlik wat hulle doen. Die persoon, ek was so geskok geweest ek het hoor, dit is jy's 'n atleet, en jy haat wat jy doen, so ek weet nie hoekom doen jy dit nie. Miskien is dit maar vir geld en prestasie en wat ook al dit mag wees, maar die punt is maar net, is soos, hy doen al hierdie dinge. Hy staan 3 uur elke oggend op, hulle oefen vir 6 ure elke dag, wat ook al dit mag wees, maar hy hou nie van wat hy doen nie. So hy doen al hierdie dinge. Aklig wees. Maar jy hoor wat ek sê, Ja. en dieselfde miskien kan dit as Christelike lewe, kan ons doen al hierdie dinge, alles reg, perfek, en ons sien al hierdie uiterlike Maar ons geen prestasie, vreugde. maar my hart is nie daar nie. Ek wil dit nie regtig doen nie. Verstaan, so net Christus kan hy verander. So die hele vraag om terug te kom is, kan die wet vir my lewe gee? Nee. Stellig nie. Absoluut nie. So die wet kan nie vir my lewe gee nie, Christus gee vir my lewe. Die wet kan my nie red nie. Christus red my. Maar die wet word gebruik. Wat Ja. is die wet? Daar is 'n mooi voorbeeld of 'n Illustrasie. illustrasie, dankie, van 'n spieël. Dit wys jou hoe jy werklik lyk. Dit gaan nie jou gesig vir jou was nie, want wys as jou gesig wel skoon is of nie. So dit wys net vir ons hoe ons harte lyk. En die hele ding is wanneer ons, hoekom die rede hoekom ons nou hier oor gesels is, want ek wil graag bietjie kyk oor hoe verstaan ons die evangelie, wettiesheid en wetteloosheid. Want baie keer in die Christelike kerk kry ons verskeie verskillende Christelike kerke kry ons verskillende sieninge oor die evangelie en wettiesheid en dan wetteloosheid. So baie keer word daar baie gefokus op ons moet nie wetties wees nie. Nee, ons moet nie te veel fokus op die wet nie, want dan word ons wetties. Daar word baie keer dinge van verskillende gemeentes, baie keer word daar nie soveel gepraat oor die wetteloosheid nie. Verstaan? Word te veel ruimte gegee. Baie keer kry ons 'n baie spesifieke prentjie van die evangelie, maar is dit die volle prentjie van die evangelie? So ek wil graag hierdie noem, want ons moet weet en besef, wat is die evangelie? Verstaan? So, ons praat altyd van, soos in die Engels sal dit praat van the gospel of Matthew, right? The gospel of Mark, ensovoorts, né? Dit is die evangelie. So die evangelie van Matteus, die evangelie van Markus, ensovoorts. Wat is die evangelie? Dis die goeie nuus.
Wat is die goeie nuus? Wat is die goeie nuus? Dit begin in Genesis. Ja, maar die hele punt Goeie is nuus is dat daar is 'n verlosser. Daar is 'n verlosser wat kom. Jesus Christus, die verlosser. En ons sien dit in die begin, toe die engele na die skaapwagters toe kom, met hierdie goeie tyding, dis die evangelie. Ja. Verstaan jy? Jy het verlossing. Daar's verlossing van wat? Ja. Verstaan jy? So ons kan nie kom en ons sê die evangelie is 'n wonderlike mooi ding, dis genade hier en dit alles Net mooi. liefde nie. Dit is deel daarvan. Dit is alles, maar ons kan dit nie wegvat, maar hoekom het ons dit nodig? Ja. Hoekom het ek verlossing nodig? Hoekom het ek genade nodig? Hoekom het ek al hierdie dinge nodig wat Christus vir my gee, die goeie nuus? Hoekom het ek dit nodig? Want die wet is daar. So wat is die wet? Die wet, dit is God se karakter wat in woorde omgesit is, om vir ons te wys, hierdie is die struktuur waarvolgens ons moet lewe as mens. Dis 'n hemelse atmosfeer wat in woorde ingesit is, Ja. want in die hemel is daar nie dood nie, daar is nie moord nie, daar's net waarheid, daar's nie leuns nie. Ja. Daar is geen selfsug in die hemel nie. Die 10 gebooie bewoord die hemelse atmosfeer, God se karakter, dit wat hy vir ons wou gehad het van die begin af. So, daai woorde, daai struktuur wat God vir ons hier kom gee het, as die 10 gebooie, dit sê vir ons, okay, dit is wat ons moet na kyk, om te sien wat is reg en wat is verkeerd. So God gee vir ons hierdie struktuur, om vir ons die onderskeidingsvermoë te gee, tussen wat is reg, wat is verkeerd. Okay. Maar dit wat God vir ons daar gegee het, dit in sigself gaan ons nie red nie. Verstaan nie? Dit gee vir ons die onderskeidingsvermoë. So die onderskeidingsvermoë wat ons kry, deur die Heilige Gees wat vir ons help om dit vir ons duidelik te maak natuurlik, maar dit in sigself gaan nie vir ons die verlossing bied nie. Dit wys vir ons, hoorie, ek het gesondig. Ek het verlossing nodig. Ek het verlossing nodig. En dit is waar die goeie nuus, die evangelie kom. En dan vir ons sê, daar is 'n verlosser. Hy het gekom. Jou skepper het gekom. En ons sien dit baie mooi in hoofstuk 1 van Johannes, né? So hierdie skepper, die een wat alles gemaak het dit die roof geag om sy troon te verlaat en af te kom aarde toe en alles op te gee om vir ons die ewige lewe te kan gee nie. Dit is die evangelie. En die evangelie, die goeie nuus, het net waarde as ons besef daar is so iets as sonde. Ja. En daar is so iets as 'n wet. En ons moet kyk na die wet om te kan sien wat is reg, wat is verkeerd, en dan besef ek het 'n verlosser nodig. Ja. Ons het nou gepraat van geloof in Christus, maar hoe kan ons in Christus leef? Kan ons 'n bietjie daarna kyk? Kom ons kyk gou dalk net Johannes 15 vers 20 as 'n afskop. Dit sê, onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. So om in Jesus te wees, gaan dit beteken dat ons in die wêreld en deur bose magte teen ons probeer stry. Okay, en dan Efesiërs 1 vers 4 lees, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nog voordat daar sonde was, het hy ons uitgekies vir die ewige lewe. Ons kan nou kies om in hom te bly, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Want deur sonde het ons daardie reg verloor. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21 lees, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons wat sonde is, of sonde het, Christus het dit vir homself gevat, sodat ons kan vat wat hy het, wat ons nie het nie. Hy wil sy geregtigheid vir ons gee, soos wat hy ons sonde gevat het. Sure. En ons kan dit net weer eens kry as ons in hom is. Kolossense 2 vers 9. Dit sê, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Tjoe, En dan gaan dit aan in vers 10 en sê, en julle het die volheid in hom,
wat die hoof is van alle owerheid en mag. Dis fantasties. As ons in Christus is, hy wat die skepper is, hy wat God is, kan God in ons vernuwe en ons krag gee. En die hele punt is dat ons volheid is in hom. Ja, Jy sien, dit wat ons reg kry, as ons presteer, wat ook al dit is as gevolg van Christus. Die fokus is nie op onsself nie. Galasiërs 2 vers 20 is een van my gunsteling. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. As ons met Christus daai figuurlike dood, selfverloning deurgaan, dat ons regtig onsself ons oorgawe en ons gaan dood soos wat ons eintlik op die kruis sou verdien het, dan kan ons die ewige lewe en die opstanding saam met hom geniet wat hy vir ons oorwin het. Ek dink dit is ook wanneer ons besef wat is sonde en hoe erg dit eintlik is. Dan gaan ons wil sterf vir sonde. Ons gaan dit wil opgee. En is weer eens, dit kom by daai koneksie met God, as ons werklik hom vertrou, dan sal ons hom vertrou om die beste vir ons te wil hê. Ja. Hy wil nie vir ons die slegste en 'n lelike, uitputtende en moeisame ervaring gee nie. Hy wil vir ons vreugde gee. Partykeer moet ons deur daardie dinge werk. Ek dink aan my meisiekind. Sy sukkel soms om te wil fietsry. Sy wil, maar sy wil nie, want dit is moeite. Jy weet, om te wil ry. En sy is bang vir val. Maar om haar daardeur te druk, is wat vir haar gaan sterk maak en vir haar die vertroue gee om dit te kan doen. En so wil die Here ons deur die leerskool van die lewe sit, om ons daardie vertroue te gee, om hom te vertrou, die dinge te doen soos wat hy wil hê ons moet doen, dan is dit waar die ware vreugde is. Ja, en ek dink dat die selfvertroue, ons het vroeër daaroor gepraat, dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie, as dit gebaseer is op jou vertroue op God. Verstaan, my vertroue op God gaan maak dat ek selfvertroue kan hê. Want dit wat ek kan verrig, wat ek weet die Here my die krag voorgegee het om te kan doen, is as gevolg van sy krag. Jy hoor wat ek sê. En soos wat ek het een keer my oupa gesels, en ons het daar gepraat en gesê dat, daarop neergekom, dat ons is letterlik van stof gemaak. En nog meer as dit, is dat ons het gesondig, as gevolg daarvan het ons geen reg meer tot lewe nie. So, ons tegnies gesproke is net 'n klompie minerale en ons is maar stof. Dis net die gawe van God, die gawe van lewe, nie eers die ewige lewe, net tydelike lewe, maar dit is 'n gawe. So, hoe kan ek roem in enigiets wat ek self gaan doen? Want ek is net stof. Letterlik sonder daardie die gawe van lewe wat Christus vir my gee, as skepper, kan niks in myself doen nie. So, enige selfvertroue, in hakies, wat ek kan hê, is net as gevolg van my skepper. En dit punt nou mooi hierso met die vers wat ek hierso het in Johannes 15, vers 4 en 5 wat sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Jesus sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. En dit is waar die geregtigheid van Christus ook inkom. Dat as ons in hom bly, dan het ons vrug, dan het ons lewe. Dan het ons missie en doel in ons lewe. Daar is iets waarna ons kan streef. Ja. Absoluut. Kyk waar loop die tyd. Ons het nog so baie wat ons sou wou deel. Daar is 'n hele klompie goed, dat is nog nie regtig alles by uitgekom het nie, maar ek wil graag afsluit met volgende gedeelte. Dis 'n aanhaling uit die boek Handelinge van die Apostels, en dit sê, hy wat 'n sterk, simmetriese karakter wil ontwikkel, hy wat 'n ewigwigtige Christen wil wees,
moet vir Christus alles gee en alles doen, want die Heiland sal geen verdeelde diens aanvaar nie. Sure. Hy moet daagliks die betekenis van selfoorgawe leer. Hy moet die woord van God ondersoek, die betekenis daarvan leer en sy voorskrifte gehoorsaam. So kan hy die pyl van Christelike volmaaktheid bereik. God werk dag vir dag met hom, om die karakter wat die laaste toets moet deurstaan, te vervolmaak. En dag vir dag werk die gelowige ten aanskoue van mense en engele die verhewe proefneming uit, wat aandui wat die evangelie vir gevalle mense kan doen. Jy sien so, Sure. die werk wat God in my doen, is nie net tot my voordeel nie, maar is tot almal wat my raak sien, wat dit ook nodig het in hulle eie lewe. In woord en daad is die groot missie om God se karakter uit te leef, dat mense die Here kan sien, en as ons dit kan uitbeeld, sal dit 'n aantrekkingskrag wees tot homself. En dit is waar ons laas week ook gepraat het oor om skynende ligte te wees. As ons dit uitleef, as ons in hom bly, dan sal ons 'n liggie kan wees om mense na hom toe te trek. En dit is ons missie. So die vraag wat ek vir jou het, kan ons sekerheid hê Van wat? van ons verlossing? Ja, ons kan. En ek wil afsluit met Johannes 17 vers 3. Dis een van my gunsteling teksverse. En dit sê, en dit is die ewige lewe. Dit is die sekerheid wat ons het, né? Dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ons sekerheid is dat ons God ken. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg van U woord. Dankie dat ons die voorreg het om dit te kan open. Ek bid spesiaal vir diegene wat in plekke is waar dit onwettig is, Here, om 'n Bybel te hê. Ek bid asseblief dat ons sal besef watter groot voorreg dit is en dat ons dit elke dag sal oopmaak en U beter kan leer ken. Want Here, dit is die grootste fokuspunt wat ons in ons lewe moet hê, om U te ken. Help asseblief dat ons U sal soek, U aangesig sal soek, en as gevolg daarvan dat ons U leer ken, Here, dat ons ander U karakter kan wys. Dis my gebed in U naam. Amen.